daar uit Psalm 139 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Psalm 139 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Ek het baie lief vir hierdie Psalm, omdat dit baie van God se hart vir ons oopmaak. Omdat dit baie vir ons wys wie God is. Vers 1 van Psalm 139, hy sê vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid: Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog nie eers 'n woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daarby nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die Gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad en gaan ek by die uiterste van die see woon, ook daar sou U hand my lei en geregtigheid my vashou. En as ek sê, mag tog net duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan sal selfs die duisternis vir U nie donker wees nie, en die dag en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles plaasgevind was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Dit is vir my so wonderlik, dat daar van my niks is wat God nie weet nie. Daar van jou is daar niks wat God nie ken nie. Selfs die gedagtes van jou hart weet God. So daar is eintlik niks wat jy vir God kan wegsteek nie. Daar is niks wat jy vir hom kan vertel wat hy nie reeds weet nie. En hy is nie net betrokke in jou en my lewe gewees, vandat ek my hart vir hom gegee het nie. Maar van die moederskoot af, sê hierdie woord, het hy my al geken. Hy het my en jou persoonlikheid vir my gegee. En voor my maale gedink het, dit is oulik om vir my 'n naam te gee, het hy al geweet wat ek genoem gaan word. Hy het van my alles afgeweet van die moederskoot af. En van die moederskoot af het hy vir my lewe gegee. Want niemand anders te gee lewe buiten God nie. So my asem en my lewe kom van God af. En reg deur my lewe in my groot word was daar tye gewees wat ek miskien God vergeet het. Maar nadat ek my hart vir die Here gegee het en ek teruggekyk het, besef ek hoe God se hand selfs in daai tyd oor my lewe was, en hoeveel keer ek dalk moes gesterf het, hoeveel keer ek miskien nie daar moes wees nie, en God was betrokke in my lewe, alhoewel ek hom nie geken het nie. Maar eers toe ek hom leer ken het, toe begin ek ook betrokke raak in sy
Godheid en sy heerlikheid. Maar ek wil vanmôre met u praat dat ek en jy op 'n plek moet kom in ons verhouding met die Here waar ek moet weet dat God weet alles van my af. Hy sien alles van my af en hy weet wat in my hart aangaan. Want een van die grootste gevegte, en daar's baie plekke waar die vyand in hierdie tyd aanval, maar een van die grootste fights wat die vyand met ons fight, is om twyfel te bring oor hoe God oor my voel. Is om twyfel te bring, sien God my raak. Veral as ek in 'n storm kom, jy sien wanneer dit my geestelik goed gaan, dan voel God altyd naby. Maar die oomblik wanneer alles ten gronde gaan en alles verkeerd loop, dan is die vyand baie lief daarvoor om te sê, waar is God nou? Jy het dan nou gesê, jou vertroue is in die Here, maar nou kyk, hoe gaan dit nou met jou lewe? En hoeveel keer het ek en jy al God se motiewe bevraagteken, wanneer goed begin verkeerd gaan, en sê, Here, hoekom? Ek glo nie, is een persoon hier, wat al vir die Here gevra het, Here, hoekom nie? Here, hoekom het dit nou gebeur? Here, ek verstaan dit nie. Ek sê nie, jy het opgegee op God nie. Maar die vyand like dit, om te kom, ek het gister 'n link geshare, en dit het my nogal baie geraak, en dat die vyand is agter jou mantle aan. Die vyand is agter jou calling aan. Die vyand is agter God se plan vir jou lewe aan. En as die vyand kan regkry, dat jy in God begin jy twyfel in God se plan vir jou lewe. Begin jy twyfel in jou roeping, begin jy twyfel in wat jy vir God kan doen, want jy meet jou calling aan hoe dit met jou gaan. Dus seker net ek wat dit al gedoen het. Want as dit met my geestelik goed gaan, dan dink ek, wow, ek is nou loop ek in die calling. I can feel the anointing. Ek loop onder die salwing van die Here, maar ek wil vir jou sê, daar is tye wat jy nie die salwing ervaar nie. Daar is tye wat die hel losbreek. Daar is tye wat goed om jou verkeerd gaan, waar dit vir jou nie sin maak nie. Sê, Here, maar waar is die anointing? I'm telling you, the anointing is still there, and God's presence is still there, maar die vyand wil jou laat voel, nee, kyk na jou lewe, so hoe kan daar anointing wees, terwyl goed verkeerd loop in jou lewe? Ek wil vir jou sê, as die anointing afgehang het van alles wat regloop, hoekom moes Jesus deur al hierdie dinge gaan? Want hy het die salwing van sy Vader op sy lewe gehad, maar hy was vervolg. Hy het die salwing, hy het die heerlikheid van God op sy lewe gehad, maar hulle het hom gehaat. Hulle het hom wou hom van kindheid af doodgemaak het, van 'n babietjie af. Die duiwel het nie die Jesus begin beklei, eers toe hy in sy roeping begin beweeg het. Van kindheid af moes sy ouers vlug, omdat die vyand hom wou doodmaak. En jy het al goed gegaan in jou kinderlewe, sê jy, maar ek kan nie verstaan, hoekom het God dit toegelaat nie? Dit was nie oor God wat dit toegelaat nie. There is an enemy that is hating you with everything in him. Daar is 'n duiwel wat sien dat, ek praat Woensdag aan, by hier daarmee, en ek wil vir jy sê, die grootste fokuspunt wat die vyand nou op het, is ons kinders. Is the next generation. Ek luister na 'n gesprek, en ek gaan nou heeltemal af, maar ek gaan so in die gees van God my lei. Ek luister na 'n gesprek, waar die duiwel aanbidders hierdie ding sê. Hulle sê, julle kan julle kerk hou, julle kan julle worship hou, julle kan julle dienste hou, ons soek net julle kinders. Julle kan aangaan met alles wat julle doen. We want the next generation. Want as ek die volgende generasie kan kry, dan keer ek 'n volgende generasie wat gaan opstaan onder die krag en onder die salwing en onder die heerlikheid van God. God, the enemy wants the next generation. As hy ons kinders kan kry, maar ek wil vanmôre sê, daar is 'n God wat sê dat hy sal op die volgende geslag ook sy gees uitstort. Hy sal op die volgende generasie ook sy gees uitstort.
daarso. Jy sien hoe kom die volgende generasie? As hy, want jy sien die salwing gaan van generasie tot generasie. En as die vyand kan kry om my kinders te kry, then the anointing that's on my life will stop somewhere. But God says, I want it to continue. Maar as jy nie eers vanmôre die krag en die salwing van God in jou lewe kan besef nie, as jy nie kan verstaan dat God is al van kindheid af so betrokke in jou lewe nie, en hy vanmôre vir jou sê, I've anointed you, I've called you by your name, I want to back it, sit my gees in jou lewe, maar jy loop en jy twyfel oor die roeping van God, omdat jy dit weet aan hoe dit met jou gaan. Here, maar hoe kan daar 'n roeping op jou lewe wees? Hoe kan jy fisiek is bid, maar jy sit self met pyn in jou liggaam? Een van die grootste dinge waarmee die vyand my al getackle het, wanneer ek vir ander wil bid en ek het self pyn. Nou, maar hoe kan jy vir ander sê, God genees, maar jy het nog nie genesing gekry? Ek sal daai genesing kry. Ek weet dat nie ander sal sterf. I believe it. And I've seen God heal people. Ek het gesien hoe God die dooies opwek al. En ek het dit al gesien hoe wonderwerke plaasvind. When is it my turn? Anytime soon. Binnekort. Enige ander gaan God my ook genees. But I'm telling you, it's not about me. It's not about my healing. It's about Jesus and what He's done. Jy sien, en die vyand wil dit oor jou maak. Sê, maar hoe kan jy nou? Hoe kan jy stil bly wanneer hy jou uitgeruk het in die moddersluit van hierdie aarde? Is jy die gaan dit oor jou? It's not about you. It's about Him. And He wants you to walk in the anointing and the calling. En God sê, ek soek in hierdie tyd 'n man en 'n vrou wie se hart onverdeeld op my gerig is. En te sê, Here, ek gaan in hierdie tyd stap in die roeping waarvoor God my geroep het, want God ken my. Here, daar stye wat ek nie kan bid nie. Daar stye wat ek kan voel. Here, ek kan nie bid nie. Ek voel te moeg om te bid. Ek voel te deur storm gejaag. Here, maar al kan ek nie bid nie. My hart is onverdeeld gerig op die Here. Here, al weet ek nie die antwoord verloor nie. Al weet ek nie hoe gaan ek hier deurkom nie. My hart is onverdeeld gerig op die Here, want hy is my hoop. Hy is my krag. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek het nie vir jou antwoord voor al jou probleme nie. Ek kan nie vir jou verduidelik hoekom jy deur sekere goed gaan nie. Ek het nie al die antwoorde nie. Maar ek ken iemand wat weet wat aangaan. Wat weet wat aangaan, wat die prentjies sien, die volle prentjies sien. Ek sien net hier, jy sien net hier, but I know someone wat die heelal in die hand hou. Ek sien, ek ken iemand wat my hart ken, wat my gedagtes ken, wat my van ver af ken. En daar is nêrens waarvan ek vir jou sê, vanmôre, jy kan weghardloop vir die anointing en vir die koning van God, maar God gaan jou uithaal. Al is dit deur 'n groot vis, gaan jy ergens uitgespoeg word, maar jy sal moet kom by 'n plek waar jou hart weer op God gerig is. Prys die naam van die Here. Romeine sê vir ons in hoofstuk 8 vanaf vers 26. En ek wil dit môre hê, want ek ervaar hier is iemand wat sukkel om te bid, jy sukkel, jy gaan in die ding, en jy betwyfel jou roeping, jy betwyfel God se plan, jy weet nou nie meer waar pas jy in, wat moet ek vir God doen nie, want Here, alles wat ek gedink het, ek het geken, verstaan ek nou nie meer nie, ek het meer vrae as antwoorde, hierdie goed maak net nie vir my sin nie, en nou sê die vyand ook vir my, hoe kan jy nou verder bedien, hoe kan jy verder iemand anders te bemoedig, want jy gaan self, weet jy, die meeste kere wanneer God my gebruik het om ander te bemoedig, was kere wat ek self antwoorde gesoek het. Maar dan stuur die Here, kyk jy stuur die Here, volgens my stuur die Here mense ontydig. Dan bid ek self, Here, stuur net iemand om vir my 'n woord te gee. Here, stuur net iemand om vir my 'n bietjie bemoediging te gee. En dan stuur die Here iemand wat bemoediging nodig het. Dat jy, Here, nou moet ek vir hierdie mense bid, maar ek het self gebed nodig. Ek het self bemoediging nodig. Maar terwyl jy besig is om met hulle te deel, dan voel jy hoe die Gees van God vaardig raak. En terwyl jy hulle bedien, ervaar jy hoe die Here jou bedien.
En hoe meer jy vir hulle bid, hoe meer voel jy. En as hulle daar wegstap, dan dink jy, wow, hierdie Here my opgetel. Hulle het gekom vir gebed, maar hierdie Here my kom optel, hierdie Here my kom bedien. Jy sien, want dit kan nie deur krag wees nie. Dit kan nie deur my eie vermoë gebeur. Dit moet deur die Gees van God wees. So dis 'n goeie plek om te wees, maar ek en jy moet ophou twyfel, wanneer die vyand vir jou sê, jy kan nie, weet jy hoeveel keer het jy al 'n blessing gemis, omdat jy nie wou vir iemand bid nie, omdat jy nie waardig gevoel het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, it's not about you. Ja, ek moet gehoorsaam wees. Ja, ek kan nie deel wees aan goed wat ek nie, but there's a time in every child of God's life that you are feeling low, waar jy voel, Here, ek gaan moeilik, ek hou aan, ek is lief vir die Here, maar Here, ek trek swaar. Here, ek ervaar nie die joy soos wat ek het op die tyd ervaar het nie. Here, ek voel nie die vuur soos wat ek het op die tyd ervaar het nie. So dan moet ek maar terugsit, tot ek weer die vuur voel. God sê nee, ek soek 'n man en 'n vrou, as hy sê, I'll turn my eyes upon Jesus. Ek gaan nie nou kyk na wat voor oë is nie. Ek gaan nie kyk na wat ek nou sien nie. Ek gaan nie dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Maar ek het vanmôre goeie nuus vir jou. Jy sien, ek en jy die Heilige Gees van God in my. Dis nou as jy gered en wedergebore is, aan Jesus behoort. As jy nog nie is, hoop ons na die afloop van hierdie diens, Here jou lewe gaan omkeer. Amen. Maar hy sê in Romeine 8, vanaf vers 26, en net so, kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, die Heilige Gees bid namens jou. Wanneer jy swak is, hy sê kom ons swakhede te hulp, want ek weet nie eers reg hoe om te bid nie. God het geweet, daar gaan 'n tyd wees in jou verhouding met hom, want jy gaan sukkel om te bid. Jy moet dit nou vat. Nou, hy weet alles, hy ken alles, hy sien alles. Hy het geweet, daar gaan 'n tyd kom, wanneer jy gaan swaar trek. Hy het geweet, daar gaan 'n tyd kom, wanneer jy gaan sukkel om te bid. Hy het geweet, daar gaan 'n tyd kom, waar jy gaan sukkel om die Bybel te lees. Hy het geweet, daar gaan 'n tyd kom, daarom het hy voorsiening gemaak, deur sy Gees in my te sit, sodat dit nie deur my krag moet wees nie, maar deur die krag van die Heilige Gees in my lewe moet wees. Hy sê, dan kom daar 'n tyd, waar die Gees van God vir my intree, wanneer ek swak is, en ek weet nie eers hoe om te bid nie, en nou kom die Heilige Gees, en hy tree namens my in, en hy bid, en hy, wat die harte deursoek, is die Vader, weet wat die bedoeling is van die Gees, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons like dit om hierdie ding te sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here lief het. Maar in hierdie skrif is dit gebore uit 'n plek waar ek nie eens weet om te bid nie. In 'n plek, in 'n storm van my lewe, waar ek sê, Here, ek weet nie eers hoe om reg te bid nou nie, want ek is so emosioneel soos nog nie, maar Here, my hart is op die Here gerig. Here, ek kan nie nou geestelike oorlogvoering doen, soos wat ek het altyd gedoen het nie. Ek voel so bietjie gekwes, maar Here, ek kom sit net by die Here, en my hart is op die Here getrou, en God sê, hy wat my hart deursoek, daar is die geheim, lê by die hart. Vanmôre hoor wat ek vanmôre vir jou sê, die geheim lê by die hart van die kind van God. Dit wat in jou hart aangaan, is daar nog geloof, is daar nog
'n vertroue in God? Is daar nog, is ek nog? Ja, maar my hart is onverdeeld op die Here gerig en God kyk dieper as die verhoor wat jy het om te kan bid. God sê, ek kyk verby dit, as jy nie kan bid nie, ek kyk na jou hart, wat na my roep, en sê, Here, help my vanmôre, ek weet nie hoe nie, en God sê, dat my gees het al reeds saam met jou hart ingekom, en ek weet wat in jou hart aangaan. God weet wat gaan in jou hart aan. Daar skei, want ek nie kan vir iemand beskryf hoe ek voel nie. En dan weet ek dit 'n God wat verstaan, wat binne aangaan. En sê, Here, ek is moeg, ek hou nie van waar ek is nie, dis nie lekker waar ek myself nou bevind nie, Here, maar ek wil nie hier wees nie. Jy sien, dit is bietjie dieper in die hart, Here, dit is nie vir my lekker, maar ek wil nie hier wees nie, Here, ek wil hier uitkom, Here, maar U is my enigste hoop, U is die enigste een, wat iets van dit, ek kan nie nou bid nie, Here, maar U is die enigste een wat kan help, Here, ek weet nie hoe nie, maar U is die enigste een wat vir die deur gaan oopgaan, Here, ek weet nie waar gaan hierdie deur oopgaan nie, but I know You can. My hart is op God gerig, en dan werk alles ten goeie mee, wanneer my hart en die gees van God in ooreenstemming kom, en God sê, alles sal uitwerk, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Hy sê, dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat God van tevore geken het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. When you've been called by God, and you responded to the call. When you have responded, dis 'n geheim daar. Hy sê baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou klink dit of God dan onregverdig is. Wie kies God uit? Those that respond to the call. Many are called. Hoekom kies God nie almal nie? Nie almal reageer op die roep nie. So God is nie onregverdig nie. So ek wil vanmôre uitnodiging maak, wie gaan aangeraak maak, hulle moet uitkom. Jy moet dit vat vanmôre. Jy moet dit verstaan. God het 'n uitnodiging vanmôre, en hy sê, ek wil jou lewe verander. Ja, maar Here, hierdie verskoning en daai verskoning en dit, en Here, hierdie omstandighede, en Here, U ken nie my man nie, en U ken nie my vrou nie, U ken nie hierdie, God ken alles. Nou jy nou vir God vertel wie jou man of jou vrou is. Hy ken hulle beter as wat jy hulle ken. Okay, ons gaan nou nie oor die huwelik praat. Vrydag aand het ons 'n groot debat gehad oor Adam en Eva. So ons gaan nou nie weer in daai rigting gaan nie. Dat Woensdag aand, ja. So ons gaan nou nie daarna toe nie. Maar 2 Kronieke 16 vers 9, nie die eerste helfte van daai skrif. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here, sy oë deurloop hierdie hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dan praat hy met die volk, hulle sê hulle, hierdie was julle dwaas. Julle het nie dit gedoen nie. Maar God sy oë deurloop hierdie hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En ons is in 'n tyd waar ek wil sê, God is besig om deur hierdie aarde te gaan en te kyk. Hy sê, want nie almal wat vir my sê, Here, Here, nie almal wat my naam, hulle, wie se harte op my gerig is. Ek luister na 'n ding wat my nogal geraak het. Hy sê, hoekom almal sê hulle is lief vir die Here, maar hoekom is daar mense wat sê hulle is lief vir God, maar hulle doen goed wat hulle nie moet doen nie.
So is nie al wat God lief het wat die hemel gaan maak nie. Wat is die verskil? Wat die vrees van God? Maar ander woorde, ek maak dit so vir ons wat kinders het. Baie van ons kinders is baie lief vir ons, maar hulle vang verskriklike goed aan. Hoekom? Want hulle is nie meer bang vir hulle pa nie. Daar is nie vrees. Ek praat nie van 'n lelike vrees, van doodslaan vrees, ek praat van respek en eer. En baie kinders van God, sogenaamd, ons is so lief vir die Here. Hulle slaap rond, hulle doen goed wat hulle nie moet nie, hoekom is dit vrug nie daar nie? There's a difference between the fear of God, waar ek respek het en agting vir God het. En hierdie wêreld het 'n afgewaterde liefde. Hulle die liefde wat in huwelike vandag is, waar alles gaan oor plesier, en dit gaan nie oor mekaar respekteer nie. Dit gaan nie om mekaar te eer nie. Dit gaan nie om mekaar op te bou nie. Dit gaan nie, it's all about what you can give me. Alles oor perversie en gevoelens en lekker kry. Dis die liefde wat die wêreld, en dis die liefde wat die wêreld vir God het op hierdie stadium, met alle respek, is alles wat God vir my kan gee. Alles wat God vir my kan doen. It's all about me. Ek wil net, ek gaan vanmôre kerk toe. Ek hoop ek gaan iets ontvang vanmôre. Ek gaan vanmôre kerk toe. Waar het gekom dat om te sê, ek gaan na die huis van die Here, want ek wil 'n offer bring. Ek wil na die huis van die Here gee, want ek wil hom eer. It's about him. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer dit weer oor hom begin gaan, dan gaan dinge begin verander, want dit is alles myne. Ek wil hê, Here, doen dit vir my, dit vir my, dit vir my. It's all about me. It is nothing about God. But when I say, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal, when it's about him, he will give you the desires of your heart anyway. Maar Adam sê toe, Here, gee nie vir my, sodat ek weet nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is soveel mense wat op pad is hel toe, wat lief is vir God. En God is lief vir hulle ook. But they choose not to obey. Maar dan is daar hulle, wie se harte onverdeeld op God gerig is, en sê, Here, skep my 'n rein hart, Here. Heer, soek my. Here, gee vir my 'n gees, 'n gewillige gees. Kom vorm my, kom maak my, bring my by u hart, Here. Leer my om te doen wat u wil hê ek moet doen. En nie gaan terugstaan wanneer die wiele van die wa afval. Sê, Here, maar nou, hoe gaan ek dit nou doen? So nou liedjie wat sê, laat die evangelie wanloop. Laat die evangelie wanloop. Maak die brieke los, laat die wa kan loop. Laat die evangelie wanloop. Maar wat gaan jy maak as die wiele van die wa afval? Dan slaan jy tent op in jou kerk net daar. En ons het baie keer verskonings. Here, maar nou kan ek dit nie meer doen nie, want die Here, in elke omstandighede sal ek die Here loof. In elke situasie sal ek die naam van die Here groot maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek kom by die einde van hierdie, God sê vanmôre, ek gaan in hierdie tyd, gaan ek mense kragtig begin optel, wat weet ek ken hulle hart, wat weet wat ek verstaan waarheen hulle gaan, wat nie elke keer my gaan bevraagteken as goed nie regloop nie, maar al verstaan hulle nie, net sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my hou. Ek sal die vyeboom nie bot nie. Al is daar nie meer olywe in die olyfoes nie. Al is daar nie meer beeste in die kraal nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal my hart op hom rig. Weet jy daar in die Ou Testament kom die volk van die Here en daar in 2 Kronieke 20 kom Josafat
en die volk van die Here. En die Moabiete en die Amoriete kom om hulle aan te val. En hulle wil alles wat God vir hulle gegee het van hulle al wegvat. En hierdie Moabiete en Amoriete is groter as hulle. So met ander woorde, daar's nie 'n manier wat hulle kan terugbeklei nie. Maar hulle het hierdie een ding gehad, 'n stelling gehad wat hulle gemaak het, daar in vers 9. En hulle sê dit in 2 Kronieke 20 vers 9, hy sê, as daar oor ons onheil kom, as daar swaard kom, as daar straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u ons kan hoor en verlos. Dit was 'n wet gewees, hulle het hierdie ding gemaak. As daar ooit iets met ons gaan gebeur, sal ons voor God kom staan. Hy uit ons benoudheid. Hy sê nêrens ons kan nie benoud word nie, maar ek weet, daar 'n persoon het dit eenvoudig gesê, hy sê skrik en skrik klaar. Die storm kom, skrik nou maar vir die storm, maar moet nie daar bly staan, staan op en gaan staan voor God en glo in die Here en staan in die roeping, staan in die opdrag wat God jou voor geroep het. Hy sê, nou, as daar ooit iets met ons gebeur, dan gaan ons voor God gaan staan. Al is ons benoud. En ons sal hom aanroep, en wat gaan hy doen? Miskien voor, hy sal ons verhoor en verlos. Hulle het klaar die uitkoms bepaal. Hulle het klaar die antwoord bepaal. Die God sal ons verhoor en ons verlos. Dan in vers 12 erken hulle dit. En weet, dit is 'n baie belangrike ding om te hê, om te sê, Here, ons krag is in U. Ek gaan nie op myself staat maak nie. Ek gaan nie op my eie vermoë staat maak nie. Ek gaan nie hierdie fight nie. Hy sê, ons God sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie. Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie. Net gou daar stop. Hoeveel keer het jy dit al gebeur? Here, ek weet nie wat om te doen nie. Want dan hou jy net, dan stop jy net daar. En dan vergeet jy wat jy gesê het. Here, as daar iets met my gaan gebeur, sal ek voor God kom staan, want U is my toevlug. En dan gaan hulle, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Maar hulle gaan met hierdie volgende stellingkie. Sê, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Weet nie hoe gaan God dit doen nie, maar my oë is op U. En wat doen God en daar jy gaan lees, hoe God in hulle vergadering kom en God sê, julle gaan nou hierby nie hoef te beklei nie. Môre hierdie tyd moet julle optrek en gaan na die berg toe. En hulle besluit om wat te doen, om lofsangers voor die soldate te sit. En besluit om God te begin te loof en prys voor die oorwinning. En terwyl hulle die volgende dag opstap na die oorlogveld toe, is die gewapenstes en die sterkste ouens en al hierdie ouens nie voor nie. En ek so nou weer gesê, kom ons sit net die sangers agter, laat hulle net daar en die soldate voor. Die sterkstes eerste. Hulle is allemaal agter, musikante, orkes, hoe staan julle voor? Nie die intercessors nie. Die worship team staan voor. En op die oomblik, toe hulle God begin loof en prys. God het hulle nie gevra, kry die worship span by mekaar en sit hulle voor nie. God het hulle gesê, julle moet net optrek en julle hoef nie te beklei nie. Hulle het besluit, well, we gonna glorify God. En toe hulle God begin loof en prys, stuur God 'n hinderlaag, dat die ouens mekaar self doodmaak. En weet jy wat, hoe werk dit ten goeie mee? Ek dink hulle het vir 3 dae lank of byt weggedra. Hulle het die spoils gekry van die oorlog. Nou hoe is dit nie ten goeie mee werk? Hier kom die vyand om jou te destrooi.
Hier kom die vyand om jou te vat met siekte. Hier kom die vyand om te sê jou huwelik is verby. Hier kom die vyand om te sê jou roeping is verby. Hier kom die vyand en sê vir jou, ja, as niks wat jy daaraan kan doen nie. Hierdie omstandighede is groter as jy. Jy gaan nie uit hierdie ding uit lewendig uitstap nie. Hierdie situasie is te groot vir jou. En jy sê, maar my oë is op die Here en my hart is onverdeeld gerig. Ek weet miskien nie wat ek gaan doen nie, maar my oë is op die Here en jy begin jou musiek aan te sit en sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van die Heil. Jy begin te sing. En ek wil vanmôre vir jou sê, when you start worshiping God in the storm, something happens. When you turn your heart to God, God will sing army. Hy sê, die engele trek 'n laar rondom die, want die Here vrees. En ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil jou die vraag vra, waar is jou hart? God sê, ek soek vanmôre jou hart. Ek soek dit wat daar binne aangaan. Ek soek nie net op belydenis en sê, ag ja, God sê, I want you to turn your heart upon me. Here, maar alles val uit mekaar uit, ek soek jou hart. In other words, I need your trust. I need your love. I need your affection. Nothing must come in between your love for God. Ek het die lief oor alles. Ek het die lief oor alles. Staan op die voete saam met my vanmôre. Ek weet nie waar jy gaan vanmôre. Weet jy wat die duiwel is 'n leenaar? Die duiwel kry ons baie keer om so vinnig emosioneel te raak. En ons kyk na omstandighede en ons probeer planne maak. En ek het al in die afgelope tyd planne gemaak. En al my planne sê net, okay, dis tydelik. Volgende maand dan sit jy net dieper. Nee, wat gaan jy maak? Sê, al my planne is tydelike planne. Dis nie permanente oplossings nie. Dis tydelik. God sê, ek is nog steeds die God van die onmoontlike. Amen. Jy sien man, hoe maklik vergeet ons wat het God gister vir my gedoen. En eergister, hoe maklik vergeet ons waar hy my uitgehaal. Hoe maklik vergeet ons die deure wat hy gister oopgemaak. Dan kom ek vandag en sê, Here, wat nou? God sê, trust me. Vader, ek wil jy met net al wat jy is vir die Here begin te sê, Here, ek sit my hart vanmôre terug. Here, onverdeeld, ek het miskien nog nie die antwoord vanmôre nie, maar I trust you. Weet nie hoe gaan ons hier deurkom nie, maar I trust you. Gaan nie dat hierdie ding my joy steel nie, gaan nie dat hierdie ding my vreugde steel nie, gaan nie dat hierdie ding my verhouding met God vat nie. Lord, I'm gonna trust you with all my heart. Die Here sê, ek soek vanmôre net dit. 'n Man en 'n vrou wie se hart onverdeeld op my gerig is, sodat ek jou kragtig kan steun. Vader, ons draai vanmôre ons harte na die Here. En ons vra hom vanmôre om verskoning waar ons toegelaat het dat omstandighede tussen ons en U kom, waar omstandighede twyfel gebring het. Here, twyfel gebring het in ons roeping, twyfel gebring het oor die anointing op ons lewe, twyfel gebring het oor sien U ons raak, Here. U ken ons heeltemal geheel en al. U weet alles van ons af en daar is niks wat U nie ken nie. Here, maar U deursoek ook die hart. Mense mag miskien nie die uiterlike sien, maar Here, U sien regtig wat in my hart aangaan. Here, en as ons moet vanmôre bid, gee ons volgens dit wat aan ons hart aangaan. Is ons dalk in die moeilikheid. As ons môre moet vra, Here, doen aan my volgens die gedagtes van my hart. Daarom wil ek eers vra, Here, kom verander my hart. Skep in my 'n rein hart, Here. Skep in my 'n hart wat op U gerig is, onverdeeld. En kom doen aan my volgens die hart. Here, omdat my hart onverdeeld op U gerig is, doen
volgens U hart. Soos wat U goed dink. Want ons vertrou U met ons lewe. Dankie dat ek weet U vanmôre mense gaan uittel. Al is dit net met 'n wete dat God is in beheer. Al weet ek nie, al verstaan ek nie, U het dit vanmôre. Dankie Here, dat U so getrou is. Al is ons soms ontrou, U is getrou. Ek wil vanmôre bid vir roepings in hierdie plek. Lord, I want to pray this morning that you will restore anointings on people's lives. I want to restore callings on people's lives. Dit wat die vyand gekom het, om jou te laat oortwyfel, wil ek vanmôre sê, devil, you are a liar. Ek vra nou dat die krag en die salwing van die Here sal kom bevestig, dat God het nie 'n fout gemaak. God het geweet, maar God sê vanmôre vertrou my. In Jesus naam. En ons gee aan U die eer, die lof, die dank en die aanbidding. Amen en amen. Prys die Here. Gaan vra dat die musiekspan na vorentoe gaan kom. Jy kan die sitplek neem.